Ek dink ons het een groot gevaar wanneer ons praat van 'n nuwe jaar. En die gevaar is nie dat niks verander nie. Die gevaar is dat alles presies dieselfde bly en daar net eintlik 'n datum skuif is op die kalender. Ek dink is die tweede Sondag in 2026 en vir baie van ons voel dit nog soos 2025. So vir jou wat vakansie gehou het en jy's terug, ek hoop jy het lekker gerus. Vir jou wat gewerk het, well done, jy het die ekonomie aan die gang gehou. Maar vir baie van ons was daar familie wat kom kuier het, want ons bly mos by die see, nee, soos daai cheap vakansies, nee, net so, maar anyway. Maar familie is weg, jy weet, en jou huis was dalk vol, en vir ons byvoorbeeld ook, en op die einde van die dag raak die huise stil, en ons dorp of ons stad tree weer terug na normaal. Jy weet, verkeer is weer een van daardie issues, maar ek hoor ook hoe sê iemand vir my die week, dat die jaar begin eers regtig as die kinders skool toe gaan. Nou dit gebeur hierdie week, ek weet nie van jou, wie's opgewonde oor jou kind, yes, wanneer begin die skool, is die eerste keer wanneer ouers bid, dat die skool begin, is hierdie tyd, maar hier is dit, so as jy graad 1 het, ons bid vir jou en ons vertrou regtig, dat hulle ook hierdie jaar sal ingaan, en kan begin ontdek en uitleef dit wat God vir hulle bestem het. En as jy graad 8 toe gaan, daardie kind wat hoërskool toe gaan, as jy een van hulle het, ons bid regtig vir hulle ook, dat hulle gaan inskakel gou in hulle plek vind. Maar hier is ons ding, is dat ons doen nie dit altyd nie, ons doen nie die verwysing om te beplan dat ons moet terugval nie, maar ons doen dit sonder dat ons besef. Ons gly baie keer terug na ou patrone, ou gewoontes en ou maniere van dink. Ek dink vir baie van ons is daar diep binne in ons regtig hierdie smagting dat hierdie jaar meer sal wees. Dat dit anders sal wees. Dat dit nie net nuut is op papier nie, maar dit werklik nuut sal wees. En ek dink dis iets wat die evangelieskrywer Matteus ons mee help. Ek dink wanneer hy vir ons iets vertel, is dit nie wenke vir 'n beter jaar nie. Dis nie daai nuwe voornemers nie. Inteendeel, in Matteus 28 is daar hierdie aankondiging. Hierdie aankondiging dat die wêreld het reeds verander. En ek dink vir baie, wanneer ons dit hoor, dan kyk ons na ons omgewing en dan sê ons, wow, wag 'n bietjie. Hoe sê jy ons wêreld het verander? En ek dink ons heel eerste ding, voordat ons aangaan na wat 2026 vir ons kan bied, is dit om net eers te hoor wat reeds gebeur het. En ek wil jou net in die spasie inbring, hierdie is nie 'n kommentaar nie. Dis ook nie 'n verduideliking nie, maar hierdie is 'n getuienis. Wanneer Matteus vir my en jou skryf, getuig hy oor iets wat hy gesien het. En ek dink wanneer ons in daardie spasie inkom en ons lees uit daardie oogpunt wat Matteus vir ons skryf, dan kry dit eintlik ander waarde. En ek wil jou nooi om saam met my vanoggend net Matteus 28 vers 1 tot 10 te lees. Begin so na die Sabbat, en Sabbat was natuurlik op 'n Saterdag in daardie tyd. Teen dagbreek op die eerste dag, hierdie is die eerste dag, so well done. Jy het die eerste dag van die week kom saam met familie spandeer, daai familie wat jy nie altyd so goed ken nie. So well done, laat jy hierdie week begin met hierdie verwysing. Het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vrou en sê, moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy's nie hier nie, want hy is opgewek. Soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar hy gelê het en haas julle en gaan sê vir sy disippels. Hy's opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle
haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan die disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers, dat hulle na Galilea moet gaan. Daar sal hulle my sien. Ek dink een belangrike gedeelte wat hier uitspring is dat wat ek en jy moet hoor, is wat hier gebeur het, is nie net 'n voetnoot. En wat ek daarmee bedoel is baie keer is die opstanding van Jesus Christus net iets wat ons in glo. Wat ek en jy moet besef is dat die opstanding van Jesus Christus is 'n draaipunt. En iets wat ons moet verstaan is, as ons na alles kyk wat plaasvind in hierdie toneel, is dit nie hoe die wêreld die goeie sien nie. Nommer 1 is dat as ek dink oor die graf, die graf is toe. 'n Graf wat toe is 'n graf wat toe is. As dit sê dat die klip nie weggerol word nie, kan die klip nie weggerol word nie. En Romeinse wagte, luister gou-gou, hulle was 'n redelike force to reckon with. Dit is nie net ouens wat teruggestaan het en uitgesak het nie. Nee, hulle het beheer geneem oor die situasie. En hier is die ander ding is dat daardie vrouens wat daar aangekom het gekom om te rou, hulle het nie gekom met hoop nie. En tog sê die engel, hy is nie hier nie, want hy is opgewek. Net vir 'n oomblik moet jy besef, hierdie is nie simboliese taal nie. En is ook nie geloofstaal nie. Dis ontwrigtende werklikheid. Want in 'n wêreld wat sekere goed vas staan, en hier gebeur ander goed, 'n graf wat leeg is, 'n klip wat weggerol is. Romeine wagte wat nie oor dit wat hulle aangestel is, beheer het nie. So ek kan jy net daaroor dink, moet ek en jy besef, wag 'n bietjie, wanneer Jesus Christus uit die dood uit opstaan, staan meer as net sy liggaam op. Hier is iets wat ek en jy moet verstaan is, daar's 'n nuwe tydperk wat hierdeur aanbreek, en daar's 'n nuwe werklikheid wat ingebreek het. Hier is die gedagte wat ek en jy moet verstaan is, wanneer hy sê, daar was vrees by hulle, beteken dit, dat hier het iets gebeur wat hulle nog nooit beleef het en gesien het, en saam met dit, blydskap. En wat vir my en jou besonders moet wees, is dat in ewe skielik in hierdie oomblik, is alles nuut en anders. Want dit is teen dit wat in hierdie samelewing 'n realiteit sou gewees het. En dan sien ons hierdie aankondiging ewe skielik onverwags, want hulle het nie verwag dat Jesus Christus hulle tegemoet kom nie. Daai vrouens wat na die graf toe gegaan het, glad nie. Dink net gou-gou, die disippels glad nie. Niemand het Jesus Christus verwag nie. Alles wat hy vir hulle geleer het, alles wat hy vir hulle gesê het tot op daardie oomblik, niks van dit het werklik waar ingesak, dat hulle sou weet en besef, dat luister, hierdie is die verwagtinge. Ek gaan eintlik na die graf toe, met die geleentheid om te sien dat hy opgestaan het, met die verwagting dat hy my gaan temoet kom. Nee, onverwags, skryf Matteus, het hy hulle tegemoet gegaan. En hier is een ding, in daardie oomblik wat gebeur, is hulle val voor hom neer, hulle gryp sy voete aan en aanbid hom. Hoekom? Want as Jesus leef, dan is alles wat hy gesê het waar. Daarom is dit nie 'n voetnoot aan hy nou. Want hier is iets wat ek en jy moet begryp, van wanneer ons hierdie stuk lees, om te besef, wag 'n bietjie, hierdie realiteit dat Jesus Christus uit die dood uit opstaan het, veroorsaak dat ek en jy sy voete aangryp en hom aanbid. Hoekom? Want hier is dit, as Jesus leef, is alles wat hy sê waar. En dit het 'n implikasie op my en jou lewe. En wat ons moet verstaan is, al hierdie woorde wat vanuit daardie verwysing af uitvloei, vanuit hierdie gebeurtenis, beteken dat dit wat die opstandiging aankondig, vir my en jou 'n realiteit word, oor wat Jesus skryf in Matteus 28 vers 18, om te sê, aan my is gegee
alle mag in die hemel. Die realiteit dat Jesus die dood oorwin het, dat ek weet nie of jy al iemand gesien het wat uit die dood uit opgestaan het nie. Ek het nog nie. Ek het nog nie by my pa se graf gekom, daar waar hy nog steeds lê daar in Pretoria. Ek het nog nie daar aangekom en gesê die graf is leeg nie. Maar hier is 'n realiteit wat plaasgevind het met hierdie disippels toe hulle aankom, hierdie vrouens wat aangekom het om wat te sien, om Jesus in 'n graf te sien. Hoekom? Om hom voor te berei vir wat nie kon gebeur het nie. Om te hoor, wag, hy's nie hier nie, hy het opgestaan. Die werklike skok wat dit in hulle wese beteken het, wat vir my en jou 'n verandering moet plaas laat vind in die manier hoe ons dink oor hy wat alle gesag het in hemel en aarde. Dit beteken die wêreld is under new management. En kom ek sê gou vir jou, nie eendag nie. Dis nie simbolies nie. Dis nou. Ek dink wat vir my en jou dalk tref is wanneer ons praat van net en anders. As ons praat van hierdie nuwe wêreld is onder new management, is daar iets wat baie keer vir ons uitstaan. Ek weet nie wanneer laas was jy al by 'n plek wat nie so great diens gegee het nie. En dan as jy die volgende week al verbyry dan sien jy new management, nee. En dan sit so half, okay, ek wil nou gaan kyk wat gaan nie aan, is dit regtig net? Vir baie van ons is dit hierdie oorgang, wanneer ons kyk na ons wêreld, en ons sien hoe magte oorneem in staatgrepe, ensovoorts. Ons dink baie keer, okay, wag 'n bietjie, dis hoe hierdie verwysing sou plaasvind, maar Jesus Christus kom op die toneel en hy verkondig iets anders. Hierdie koning regeer op 'n ander manier. Hoor gou, hy stuur mense. Hy maak disippels en hy bou 'n nuwe gemeenskap. En dan som hy dit vir my en jou op deur hierdie volgende in Johannes 13:34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Jesus Christus kom staan letterlik vir my en jou tussen die wet en ons. Dis waar hy kom staan en hy sê aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde en daarom maak ek 'n nuwe aankondiging. Ek bring 'n nuwe gebod na julle toe. Hier is die nuwe gebod. Julle moet. Kan jy gou net sien hier iets wat hy sê? Hy sê nie miskien nie. Hy sê julle moet. Hierdie is 'n opdrag wat ek en jou ontvang oor wat? Oor die opgestane koning. Hierdie koning wat se woorde waar is, ja en amen is. Hy sê vir my en jou, julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hierdie is nie 'n idee van wat liefde is nie. Hierdie is 'n ontdekking van hoe liefde lyk. Want jy sien, ons almal hoor baie keer, ek het iemand lief. Wat is daardie beskrywing? Nou ek en jy moet leer, en dis juist vir ons so belangrik, dat ons in hierdie tydperk in 'n plek kom om te sê, wag 'n bietjie, as liefde nuut en anders is, wat is dit dan? En hoe lyk dit op die einde van die dag vir my en jou? En dis heel eerstens wat ek en jy moet ontdek. Jesus se liefde is genade wat nader kom. Hoor gou, Jesus se liefde sê nie, jy moet reg wees voordat jy welkom is nie. Jesus se liefde sê, jy's welkom voordat jy reg is. En hier is baie keer ons probleem in ons samelewing. Ons verwag mense moet reg wees voordat hulle welkom is. En dis nie Jesus se liefde nie, en ek en jy het nodig om dit te kan ontdek, maar nie net dit nie, Jesus se liefde is ook waarheid wat bevry. Kan ek gou net vir jou sê, hy is gelief genoeg vir my en jou om eerlik met ons te wees. En wanneer Jesus eerlik met my en jou is, dan soek hy nie iets van ons nie, hy soek iets vir my en jou. Hy is lief genoeg vir my en jou om eerlik met ons te wees, om te sê, luister gou, hierdie verhouding waarin jy jouself bevind, is nie goed nie. Die feit dat jy nog 'n lening wil vat om nog 'n kar te koop, is nie goed nie. Die feit dat jy in hierdie verhouding of in daardie verwysing of in daardie besigheid is nie goed nie. Op die einde van die dag soek God iets vir my en jou. Hy's lief genoeg vir my en jou
om eerlik met ons te wees. En dan sy liefde is geregverdig, dit herstel. Hy's lief genoeg vir my en jou om ons nie gebreek te los nie. En hierdie werk saam, dis nie een of die ander nie, dis hierdie gesamentlike uitwerking van sy liefde. En ek en jy moet leer dat hierdie liefde my en jou betrek. Sodat die nuwe wêreld 'n realiteit kan word vir my en jou, maar ook vir ander wat nodig het om te sien hoe lyk hierdie wêreld. Jy kan vir jouself net indink dat hierdie vrouens wat by die graf gekom het, met rou, sy lewe radikaal verander is toe hulle hom weer sien, onverwags. Hulle sy voete aangegryp het en hom aanbid het, en ek weet nie of hy al in daai spasie is in jou lewe nie. Miskien is die opstanding nog net vir jou 'n voetnoot aan, en die Here nooi ons uit, want dis wat die Matteus skrywer doen. Matteus self is dat hy help ons, deurdat hy draai hierdie gesprek van opstanding, na my en jou, en dis die vraag wat die opstanding aan my en jou stel, is nommer 1, as die wêreld reeds verander het, as Jesus reeds koning is, en as nuwe skepping reeds begin het, wat beteken dit vir my lewe hier en nou in 2026? Ek dink dit maak 'n sterk uitnodiging op my en jou lewe, en hierdie is die uitnodiging, en jy kan ook 'n foto net neem van hierdie week, kies een ruimte in jou lewe waar jy nie terugval na normaal nie, maar bewustelik leef vanuit die werklikheid van 'n opgestane Jesus. Kan jy net gou die stelling se impak op jou lewe besef? As ek en jy begin bewustelik leef vanuit die werklikheid van die opgestane Jesus, dat hy werklik waar koning is oor my lewe, dat hy werklik waar regeer, aan hom is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Kan jy gou net hoor, as hy bereid is om met my en omdat hy ons so lief vir die waarheid te praat, die impak wat dit het op my lewe, om vir my te kan sê, Abri, weet jy wat, jy mis die punt. Jy mis die punt, dit draai nie om jou nie, my seun, kom ek help jou gou. Ons is 'n familie op missie, ons het 'n ander uitdaging, ons het 'n plek waar die heerlikheid van God sigbaar moet word in ons lewe. Jy kan nie mense weerhou om in te kom nie, want ek het die deur oopgemaak. Moet in die pad staan van wat ek wil verrig nie, en daarom, wanneer ek en jy uit hierdie uitnodiging uitdink, dan beteken dit, wag 'n bietjie, is daar nie verhoudings waar ek en jy moet genade betoon nie? Want ons leef baie keer op so 'n plek, dat ons mense afskryf oor wat hulle teen ons gedoen het, in plaas dat ek by kom, wag 'n bietjie, hierdie Jesus Christus, wat uit die dood uit opgestaan het, wat goed verander het, wat my nuut kom maak het, hom gryp ek aan sy voete en aanbid hom, my lewe transformeer, dat wat gebeur is, dat ek kan mense vergewe. Want dis so dit lyk, dis so hierdie hande van God werk, hy toon genade in verhoudings. Dis ook 'n oomblik dat ek in hierdie week intentioneel moet wees, omdat ek verstaan, ek leef uit 'n plek van Christus wat beheer het oor my lewe. Hy is die koning van wie ek is, dat ek op die einde van die dag met gesprekke van waarheid moet inbeweeg. Dis daai oomblik waar ek my kinders dalk baie keer moet neersit en sê, luister, kom ek help jou gou-gou. Want hier is my verantwoordelikheid as ouer, dat dit waarmee jy besig is, nie goed is vir jou nie, dit bou jou nie op nie, dit breek jou af. Kom ek help jou gou-gou. Daai pelle wat in jou lewe is, bou hulle jou op, breek hulle jou af. Is hulle besig om jou terug op Christus, ja of nee? Jy sien, baie keer is moeilike gesprekke tussen man en vrou, ook die waarheid gesprekke. Baie keer daai gedeelte waar ek met my vrou moet praat en met haar gesels en waar sê jy, hoor my nie.
Dalk is dit my vrou wat vir my moet sê, hey, ons leef verby mekaar. Jy sien, soms het ons nodig om die waarheid met mekaar te praat, uit die plek van liefde uit. Hoekom? Want ek gee genoeg om. Luister, ek gee genoeg om vir my huwelik, vir my kinders, ek gee genoeg om vir die werksplek waar ek is, dat ek en jy soms die waarheid moet praat. Ons het nodig om dalk te gaan sê, luister, weet jy wat, dit wat ons doen is nie reg nie. Hier is die gedeelte, is dat op die einde van die dag ons by 'n plek moet kan kom om te sê, weet jy wat, miskien is hierdie tyd en hierdie week die plek waar ek geregtigheid kies, bo dit wat my kos. Want ek dink baie keer kan ons die maklike pad kies en nie geregtigheid nie, nie goed wat goed reg maak nie. Ons los eerder, ons bly eerder stil, want die implikasie op my lewe is dalk groter, maar miskien is dit net hierdie week wat ek besluit, dat weet jy wat, ek kan nie stil sit en sien hoe goed gebeur, sonder om my mond oop te maak. En miskien het ek net nodig om te sê, wag 'n bietjie Here, dit gaan nie om myself te verbeter nie, maar dit gaan op die plek dat ek dit doen, omdat Jesus leef. Dit is die uitnodiging wat hy ons maak, maar hier is vir my die amazingste ding is dat hy sluit nie Matteus 28 af, soos wat ons sal normaalweg dink, met 'n opdrag nie. Nee, hy sluit af met 'n belofte. En hier is die belofte. Ek is met julle al die dae, tot in die voleindiging van hierdie era. Ek is met jou. Luister gou, die koning van alle konings, die opgestane Jesus Christus, die skepper van hemel en aarde, se woord, dis wat ons nou gesê het, as hy werklik uit die dood uit opgestaan het, dan beteken dit al sy woorde is waar. En as al sy woorde waar is, dan beteken hierdie belofte vir my en jou 'n baie belangrike gedeelte in ons lewe, want doorgegaan het wat dit beteken die ou wêreldse patrone hou nog vas. Maar dit beteken nie dit heers nie, want daar is een ander wat regeer en dit is Jesus Christus. En op die einde van die dag leef ek nie net vir 'n nuwe jaar nie. Nee, ek leef op die einde van die dag vir 'n nuwe werklikheid. Want die een wat uit die graf uit opgestaan het, sê ek is met jou. Ek is vir jou. En ek is deur jou aan die werk. Ek weet nie of jy al ooit aan daardie impak gedink het. Is dat hy gaan nie jou los. Jy gaan alleen werk en hy is met jou. Hy is vir jou. En hy wil deur jou daar werk. By die skool beteken dit nie ek is alleen nie. Hy is met my. Hy is vir my en hy wil deur my werk. By die universiteit. In my familie, elke faset van my lewe moet ek by 'n plek kan kom om te besef dat hierdie belofte 'n werklikheid vir my en jy moet weer hierdie gedeelte is nie 'n opskrifie iewerste wat ons net 'n tikmerk, ag hierdie is 'n plek en 'n tyd en 'n oomblik in die geskiedenis van hierdie wêreld waar alles verander het. Hierdie wêreld is onder nuwe bestuur en ek en jy is die agente van hierdie nuwe management. Kom ek sê gou vir jou, die rede hoekom seker goed in ons wêreld nog nie reg is nie, omdat die gelowige sy stem verloor het, nie wat hy moet sê nie, maar die posisie wat hy moet inneem, dat ons sê dat die koning van alle konings is 'n realiteit, want hy is met my en hy is in my en hy is by my en hy is vir my en hy werk deur my. Jou omgewing gaan verander omdat God deur jou werk, omdat hy teenwoordig is en daarom hoef 2026 nie net 'n nuwe datum te wees nie, hoor gou, dit kan net wees. En dit kan anders wees. Nie omdat jy harder probeer nie, maar omdat Jesus leef. En daarom, His glory is our story. Mag 2026 vir jou daai plek wees, waar jy ontdek, wanneer jy in die donkerste plek van jou lewe is om te verstaan, hy is met jou. En hy is vir jou. En ongeag waar jy jouself bevind, hy wil deur jou leef.
sodat dit 'n realiteit kan word in ons samelewing, dat die nuwe wêreld, dis wat ons gesê het, hierdie plek waar ons saamkom, hierdie gemeenskap van gelowiges is die voorsmaakie van die voleindigheid van tyd, wat hy gesê het, tot in die einde van hierdie era wat plaasgevind het, dat hy koningskap opgeneem het, hy is uit die doodheid opgewek, daarom regeer hy, want God het hom aangestel, en gesê, kom kyk, kom sit hier langs my, totdat ek wat doen, totdat ek die vyande 'n voetbank van jou voete maak, daar die laaste oomblik van dood, waar is jou angel? Daardie gedeelte is getrek, God se belofte staan vas, dit is ja en amen, ongeag of jy dit glo. Want is nie 'n geloofstelling nie. Luister, dit moet 'n werklikheid vir jou word. Want te veel van ons nog bely dit. Maar is nie 'n werklikheid vir my en jou nie. Mag hierdie 'n werklikheid word vir jou. Daar is sy krag wat in my en jou werk, en deur my en jou werk. Dis nie om harder te probeer nie, maar as omdat Jesus leef. His glory becomes our story. So Here, mag 2026 nie net 'n nuwe jaar wees nie, nie net 'n nuwe kalender aantekening nie. Maar mag dit 'n jaar wees, Here, waar goed nuut word en goed anders is. Nie omdat ons harder probeer nie, Here, maar omdat U leef. En dat ons hierin kan vashou, Vader, dat dit is die belofte. En as dit 'n belofte is, dan weet ons dit is waar. Dit is nie net 'n geloofsgetuienis nie. Dit is nie net woorde op papier nie, maar dit is 'n werklikheid vir ons. Dat U sê, ek sal jou nooit begewe, nooit verlaat. Ek is met jou, ek is vir jou, ek is deur jou aan die werk. Beteken ons is waardevol, en dit wat ons doen, en dit wat ons uitleef, het impak. Mag het vir ons wat nog nie hierdie 'n werklikheid gemaak nie, in ons lewe nie, dat dit 'n werklikheid sal word vir ons in hierdie jaar. Dat alles net en anders sal word, oor U wat leef, in Jesus naam. Amen.